Ek gesels hier met die uitvoerende hoof van FASA. Dit is die van julle wat nou nie weet nie, dis die Professional Hunters Association of South Africa. Jess de Klerk. Jess, vertel ons gou 'n bietjie julle oorhandiging van 'n bakkie wat julle gekry het vandag van Waterberg Toyota. Wat behels hierdie funksie, hierdie media funksie hier? 'n Man wat ons gegaan het, ons het 'n tekort aan wetenskap om vir die minister in staat te stel om 'n ordentlike besluit te kan neem oor die luiperdkwota vir die uitvoerkwota wat ons voorgaan. Ons het laas jaar 'n ooreenkoms met Safari Club International Foundation, SCIF, gesluit, wat ons gesamentlik gaan navorsing doen oor luiperds, 'n nasionale navorsingsprojek wat ons gaan doen. Dit is die eerste keer van so iets gedoen word wat ons van kennis trek van die privaat sektor uit. En Waterberg Toyota tot bygedra en hulle gee vir ons hierdie bakkies se gebruik vir 'n jaar vir ons om die kameras te gaan uitsit en rond te beweeg tussen die verskillende navorsingsplekke. Baie geluk met julle bakkie, eerste instansie, en tweede instansie wil ek net gehoor, waarvoor gaan julle nou die bakkie gebruik? Baie dankie Koot en baie welkom hier by die FASA Foundation vandag. Ons is ongelooflik gelukkig vandag dat Waterberg Toyota vir ons hierdie bakkie geskenk het. Die bakkie gaan gebruik word op die plase wat ons survey. Hy ry ons kameras, traalkameras, die sekuriteitsbokse, die scientists wat kom, die wetenskaplikes wat kom, almal wat dan nou deel is van die span, gaan hierdie bakkie kilometers ry in Suid-Afrika om te kyk dat ons die luiperd navorsing oor die hele land kan doen in elke provinsie om te kyk wat is die populasie per square kilometer in Suid-Afrika. So in 2016 het die regering aangekondig vir 'n zero kwota op luiperds wat nie geoes kan word nie in Suid-Afrika, en ons het eintlik met 'n skok agtergekom dat daar nie genoegsame data is wat die Scientific Authority in Suid-Afrika kan gebruik om hierdie so dit is wat daar's 'n groot leemte gewees, en ons het voor COVID in 2020 het ons 'n projek begin, maar obviously het dit toe nou nie gerealiseer nie. Ons het 1 jaar se datastel gehad, en SANBI vereis 'n 3 jaar datastel sodat hulle die trend kan sien. Het die luiperds is dit 'n incline, increase in population, is dit 'n stable population? So hierdie het ons nou laas jaar in 2025 het ons 3 sites gedoen in Limpopo. En in die begin van 2026 het ons afgegaan Oos-Kaap toe, daar in die Baviaanspoort omgewing, en ons het daar kameras uitgesit. En ja, dit gaan nou deur die res van die jaar oor die hele land gedeploy word sodat ons die populasiesyfers vir ons Scientific Authority kan gee. Suid-Afrika het 'n baie unieke bewaringsmodel. Dit is waar grondeienaars eienaarskap het van wild. En dit het gemaak dat wild enorm gegroei het in getalle en hoeveelheid plase en eiendomme wat wild op het. Nou, die wild wat gejag word, gee waarde aan die diere. En sodra mense daar waarde in 'n dier is hulle bereid om daarin te belê. En so dit is, mense sal altyd kan sien dat jy moet kies tussen een of die ander een. Maar Suid-Afrika is 'n baie suksesvolle model wat nou al begin uitgerol word in ander dele van Afrika wat ook daarna kyk. En op die manier is dit een van die rolle van die jag vir bewaring. En IUCN sien dit ook in daai lig van dat jag 'n moontlike bewaringsmeganisme kan wees vir volhoubare benutting. Wat baie belangrik is die wetenskap wat moet bewys dat die besluite wat gemaak word gegrond is op wetenskap, nie op 'n emosionele besluit nie. En dit is baie belangrik vir enige spesie en die bestuur daarvan. Onthou, al ons boere bestuur ons wildlife in Suid-Afrika, en dit gee vir hom die tools om 'n beter besluit te maak op hoe hy sy wild en dis is nie net luiperds nie, dit gaan oor die klein karnivore ook, soos 'n bruin hyena, serwelkatte. Weet, dit is 'n groot ding wat hierdie hele studie behels. Wie is al die rolspelers wat nou betrokke is by hierdie navorsing? Ek dink een van julle sprekers hierso, Chris, het dit vroeër genoem. Okay, van ons kant af is dit die FASA Foundation wat betrokke is, en Safari Club International Foundation, SCIF, en dan SANBI, die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut. Hulle is ons Scientific Authority, wat al die wetenskap nadoen, navorsing doen en dit bymekaar bring, en hulle gee vir die minister raad op grond van wetenskap wat om te doen, en hulle bepaal dan daaruit wat beleid is. SCI Foundation
you can see right on our logo, our mission is to be first for wildlife and to support wildlife conservation worldwide. And the way we do that is by implementing on-the-ground research and wildlife management projects all over the world. And one of our focal areas in recent years has been getting science-based, reliable, robust data about leopard populations to ensure that leopard harvest is sustainable. 'n laaste woord wat jy vir ons kykers wil sê? Ja, Koet, ek sal graag net wil bydra dat jy weet om in een sin te sê jy jag en jy bewaar is moeilik vir party mense om te verstaan. Maar ek sê nou vir jou al die geld wat ons insamel by die FASA Foundation word gedoen deur jagters. Dis jagters wat hierdie navorsing befonds en dit is hulle wat die bewaring van die diere vir hulle so belangrik is. So ek wil net baie dankie sê vir al ons FASA lede wat bydra, vir Safari Club International Foundation wat ons hande gevat het met hierdie projek en dan natuurlik Waterberg Toyota vir die fantastiese bakkie wat hulle vir ons gegee het en ons sien baie uit daarna om hom te gebruik in die veld. I want to say thank you from Waterberg Toyota side that you guys are trusting us to supply the vehicle. En hoor dit is vir Boer Media en ek wil dankie sê en ons hoop dat die resultate gaan amazing wees wat julle kry and I hope that you can really make a difference for leopards, for sustainable use for leopards and that all the farmers will be happy that they can get a fair price for their animals. Thank you and I hope you get very safe miles out of this bakkie of kilometers. Dis hy, so ons mense wat julle wil ondersteun en wat hou van wat julle doen, hoe kan hulle julle kontak? Hulle kan na die FASA Foundation webblad toe gaan. Daarso is 'n plek wat jy donasies kan gee daarso. En as iemand verder op betrokke raak of as grondeienaars wat wil betrokke raak, ons soek ten minste 20,000 hektaar blokke grond. Dis nie nodig om 'n wildsplaas te wees nie, dit kan gewone landbougrond ook wees. As daar luiperds, bruinhyenas is, kontak ons, dan kan ons kyk dat ons by julle ook navorsing kan doen. Dan sê daai julle dit boere en almal wat daar is, dis baie lekker om te kan weet dat ons boere en julle organisasies soos julle is absoluut daar om seker te maak dat hierdie wildlewe eintlik so bewaar word in Suid-Afrika. 'n Laaste woord aan ons kykers wat nog wonder oor watter kant toe met FASA. Okay, FASA is die grootste professionele jagtersvereniging in die wêreld van sy soort. So ons verteenwoordig professionele jagters. Ons is in die avontuurtoerisme gedeelte van die land en ons is verantwoordelike gebruikers van wild in die land. En ons doen ons verantwoordelikheid na, laat ons teruggee in die natuur en aan die gemeenskappe. Dan sê, kom ons wees verantwoordelik en boer vooruit.